Die tema van vandag se woord is: wat lê tussen my en God? Vandag se skrifgedeelte vind ons opgeteken in Deuteronomium 30 vers 16 en kom luister aandagtig na die gedeelte. Deuteronomium 30 vers 16. Wat ek jou vandag beveel is om die Here jou God lief te hê, in sy weë te wandel en sy verordeninge te hou, sodat jy kan lewe en vermenigvuldig en die Here jou God jou mag seën in die land waarin jy gaan om dit in besit te neem. Genesis 27 vers 8. My seun, luister dan nou na my, na wat ek jou beveel. Deuteronomium 27 vers 10. Daarom moet jy na die stem van die Here jou God luister en sy gebooie en sy insettinge volbring wat ek jou vandag beveel. Deuteronomium 28 vers 15. Maar as jy nie luister na die stem van die Here jou God om sorgvuldig te hou al sy gebooie en sy insettinge wat ek jou vandag beveel nie, dan sal al hierdie vloeke oor jou kom en jou inhaal. 1 Johannes 4 vers 11. Geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. 1 Johannes 4 vers 12. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en sy liefde in ons volmaak geword. 1 Johannes 4 vers 20. As iemand sê, ek het God lief en sy broeder haat, is hy leienaar, want wie sy broeder wat hy gesien het, nie lief het nie, hoe kan hy God lief hê wat hy nie gesien het nie? Hier is 'n paar van die goed wat tussen ons en God kan lê. Nommer 1 haat, nommer 2 onvergifnis, en dan sê die vers verder in 1 Johannes 4 vers 20, en dan is ons ook 'n leienaar. Jeremia 26 vers 13. Maak dan nou julle weë en julle handelinge goed, en luister na die stem van die Here julle God. Dan sal dit die Here berou oor die onheil wat hy teen julle gespreek het. Die Here spreek deur sy woord en sê vir ons duidelik wat ons moet doen, dat ons die Here ons God bo alles moet lief hê en hom eerste moet stel en noukeurig in sy weë moet wandel en dit te doen wat hy sê. Die Here wil net voorspoed in ons lewe gee. Ons staan op die pad van oorwinning en om ons land in besit te neem. Die werke van die vlees. Galasiërs 5 vers 16 en 17. Maar ek sê, wandel deur die Gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die Gees en die Gees teen die vlees, en hulle staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Galasiërs 5 vers 19 tot 21. En die werke van die vlees is geopenbaar, naamlik oorspel, hoedery, onreinheid, ongebondenheid, afgoderry, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, rassery en dergelike dinge waarvan ek julle vooraf sê, soos ek vroeër gesê het, die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Die vrug van die Gees, Galasiërs 5 vers 22 tot 26. Maar die vrug van die Gees is liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie, maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartsog en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die Gees lewe, laat ons ook deur die Gees wandel. Matteus 7 vers 14. Want die poort is nou en die pad is smal, wat na die lewe lei, en daar is min wat dit sal vind.
Johannes 3 vers 36. Hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toorn van God bly op hom. Johannes 6 vers 47. Voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Openbaring 21 vers 7. Hy wat oorwin, sal alles beerwe, en ek sal vir hom 'n God wees, en hy sal vir my 'n seun wees. Die Here sê vir ons, kom na my toe, ek sal vir jou gee die ewige lewe, wandel net in my weë, en jy sal die erfenis ontvang, jy sal die koninkryk van God beerwe, en die ewige lewe ontvang. Verwyder net dit wat tussen my en jou staan. Vader, ons staan vandag almal skuldig voor U. Here, ons laat dinge in ons lewens toe, Here, wat U nie behaag nie. Daarom kom ons net na U toe. En ons vra U hulp en bystand in ons lewe. Verwyder dit wat tussen ons en U staan, dat ons die ewige lewe kan beerwe. In Jesus naam. Amen. Ek nooi jou uit om jou gebedsversoeke te deel. Ek sal saam met jou in gebed staan, met die geloof dat God in jou lewe werk.